Goeiemôre en baie welkom by ons midweek uitsending van die 5de Mei. Ons het Sondag gesels uit ons teks rondom die tema van God het altyd 'n groter plan. En 'n bietjie by Moses se verhaal gaan stil staan, net so 'n klein snippet gevat eintlik uit sy lewe en mense het baie gespring van toneel. So kom ons word eers stil en dan bid ons saam en ons vra dat die Here vir ons sal lei ook in hierdie stil wees rondom sy woord. So kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons sorg en dat U ons vashou en ons moet erken en bely dat baie keer in ons eie worsteling in die lewe ons so baie keer op ons eie planne maak en self wil beheer wees van alles wat met ons gebeur en van ons eie reaksies en prosesering daarvan. Maar ons planne raak so gou op want ons is nietig en ons is afhanklik van U. Ons bely dit. So mag ons in pas kom met U plan en ook in al ons beplanning met dit wat U beplan. Leer ons ook vanoggend asseblief uit hierdie woord uit en mag ons hierdie dinge herhaal en mag dit in ons bly. Mag ons dit praat, maar mag ons dit ook doen. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed, soos ek reeds gesê het, ons teks waarna ons kyk, Sondag se teks is Eksodus 2. Ons ken die hele verhaal van Moses, so eintlik is ons 'n bietjie aan die bevoorregte kant dat ons eintlik weet waar pas dit in en ons weet hoe die storie begin het en hoe dit ook eindig, maar dis dan vir ons belangrik om ons fokus te hou op die verskillende lesse wat ons uit hierdie verhaal uit kan leer. En een van hierdie lesse is dan natuurlik die tema waarna ons Sondag gekyk het. Vandag gaan ons die vrae vra in die teks, ons 4 vrae, en kyk wat ons ook daaruit kan leer en hoe dit saam vat met ons tema van Sondag. So kom ons gaan lees die teks saam en dan pak ons die teks uit. Ons lees vanaf vers 15 toe dit by die Farao uitkom waar hy vir Moses laat doodmaak. Dis mos nou omdat Moses die Egiptenaar doodgeslaan het en toegekrap het onder die sand. Maar Moses het van hom af weggevlug en in Midian gaan woon. Terwyl hy daar by 'n put sit, het die 7 dogters van 'n priester van Midian kom water skep om die drinkbakke vol te maak en hulle pa se kleinvee te laat suip. Toe daar veewagters aankom en die dogters wegjaag, het Moses opgestaan en hulle gehelp en hulle kleinvee laat suip. Met hulle aankoms by hulle pa Reuel, het hy gevra, "Hoe het julle dan vandag so gou gekom?" En hulle antwoord, "Daar was 'n Egiptenaar en hy het ons gehelp teen die veewagters. Boonop het hy vir ons water geskep en die kleinvee laat suip." Toe vra die priester vir sy dogters, "Waar is hy? Waarom het julle die man daar laat staan? Gaan nooi hom huis toe om by ons te kom eet." Moses het ingewillig om by Reuel te kom woon en is later met sy dogter Sipora getroud. Toe sy seentjie kry, het Moses hom Gersom genoem, want het hy gesê, "Ek woon as vreemdeling in 'n vreemde land." Die jare het verbygegaan en die koning van Egipte het te sterwe gekom. Maar die Israeliete het nog steeds gesug en gekreun onder die swaar werk. Hulle geroep om hulp, het tot God opgegaan. God het hulle gekerm gehoor en aan sy verbond met Abraham, Isak en Jakob gedink. Hy het die nood van die Israeliete gesien en dit ter harte geneem. So, voordat ons by die 4 vrae kom, moet ons ook onthou, hierdie is 'n narratiewe, dis 'n vertelling van 'n verhaal, dis 'n derde persoon verteller, dan oor die verteller het baie meer inligting as wat die karakters binne die teks het, binne die verhaal het, en dan spring hy, of die verteller dan, baie maklik tussen tonele en ook tydsgewys, jare gaan verby, sien ons sien intussen is die Farao oorlede, ons sien hy vlug na Midian, die volgende moet sit hy by die put, dit is 'n paar weke se stap tot by Midian van waar hy was in Egipte, so tyd is vir 'n derde persoon verteller nie 'n issue nie, en ook so nie die verandering van toneel of plek, stasie waar dit plaasvind nie. En dit help ons alles in perspektief om te besef dat God 'n groter plan het. En natuurlik het hy hierdie derde persoon verteller geïnspireer om hierdie neer te pen, sodat ons na baie jare se oorvertel die lesse hieruit kan leer. So wie is God? As ons na hierdie teks gaan kyk, dan leer ons dat God die geskiedenis in sy hand hou. Hy is lank al reeds besig om alles en almal reg te kry, hulle karakters te ontwikkel om sy verlossingsplan deur te voer.
En Moses se storie word egter eintlik dan op die einde deur God ook geskryf. En dit is 'n baie belangrike les wat ons leer. Ons sien ook in hierdie teks, veral aan die einde, laaste verse, dat God hoor en dat hy alles sien, dat hy dit ter harte neem. Hy hoor ons gesig, hy hoor ons kreun, hy sien alle onreg en hy gryp ook in om geregtigheid te laat seëvier. En dis presies wat hy hier dan begin doen as hy Moses dan in die volgende hoofstuk gaan roep om die leier te wees dat sy volk uit Egipte uit gaan lei. Ons leer God ook dan ken as ons na die breër verhaal kyk as die God wat verlos en red. God is in die verlossingsbesigheid. Hy voorsien dat Moses behoue bly. Hy voorsien dat Moses as baba al behoue bly. Dat hy gered word, dat hy voorberei word vir hierdie groot taak wat later op hom sou wag. Ook hier tree hy op as verlosser wanneer hy via Moses geregtigheid laat seëvier, wanneer die veewagters natuurlik hierdie meisies wil verhinder. Eintlik is hulle boelies. Hulle kom boelie daar by die put en God laat dit nie toe nie. Hy maak 'n einde daaraan. En dit is wat ons ook van God in hierdie gedeelte leer. Ons sien ook dat dit deel is van, eintlik as mens na die hele Bybelse vertelling en sy lyne kyk, dat God op 'n missie is. En sy missie is om ons te red van die bose en te red van onsself, van ons eie foute wat ons maak. God wil ons terug hê by hom. Ons praat van die Missio Dei, dit is God se goddelike missie. En dit is waarmee ons in pas moet beweeg, ook in alles wat ons doen. Ons moet ons eie planne in lyn kry met God se missie. Wie is ons? Wie is ons as mense? Natuurlik sien ons 'n klomp van mense se karakter en ons kan daarmee assosieer. Maar wat ons wel agterkom is, ons is kosbaar vir God. As God hom aan ons gewy het, dan is elke rolspeler, hoe groot of hoe klein of hoe passief of aktief, belangrik vir God. Ons sien in die verhaal hoe daar aktiewe en passiewe karakters is. Reel op hierdie stadium het nog nie veel gedoen om die geregtigheid uit te sorteer, om die boelies uit te sorteer nie, maar my vraag bly, het hy enigstens daarvan geweet, want dit klink asof dit vir hom nuus is, hoe het hy dan nou vandag so vinnig hier gekom? En dan vertel hulle vir hom, hulle kom uit, hulle laat die aap uit die mouw uit. Die veewagters het ons gehinder en dat die Egiptenaars gehelp. So, ons is nie seker of hulle elke keer kom klik het, of hulle pa kom sê het, hoekom vat hulle so lank om die vee te laat suip nie. So ons kan nie daai vraag regtig antwoord nie, maar ons sien tog later in Moses se verhaal dat hy 'n baie meer aktiewe rol gaan speel, veral as mentor wat Moses aan betref. En ons is met ander woorde in elke fase van ons lewe kosbaar en bruikbaar vir God. En ons moet dit snap en daarmee in pas kom. Ons is ook deel van God se missie. Ons is aktiewe rolspelers in die uitvoer en die deurvoer daarvan. God se wil is 'n persoon. Dit is die heel eerste ding wat ons moet leer oor God se wil. En die persoon is Jesus. En ons verhouding met Jesus, ons vertroue in Jesus, is dit wat ons lewe rig en lei. En in daai rigting en ritme moet ons beweeg. Wat in die teks herhaal my? Watter emosies kom in my los? Of soms voer selfs die teks ons mos iewers heen na 'n plek toe, en dit gebeur met my in hierdie verhaal. Selfs Moses se vlug, wat lyk soos 'n fout, die feit dat hy eintlik 'n misdadiger is, iemand doodslaan, laat nie God se plan ontspoor nie. Hy is nou nogal baie impulsief in sy optrede teenoor onreg. En niks hiervan ontspoor God se plan nie. Nie eens ons foute of die foute en onreg van die wêreld, van ander mense, kan God se planne laat flop nie. Dit is daarna toe wat hierdie verhaal my neem en my vir 'n wyle laat vertoef en neersit, en my laat dink en laat pyns. As ons planne opraak, soos Moses sin, want toe moes hy vlug, dan kom God se groter plan boer steeds in werking. Dink ook aan die naam wat hy self vir sy kind gee. Ek bedoel, dit het nou weer tyd verloop, nee? Hy en Sipora is getroud, daar word 'n seentjie gebore, en hy noem die seentjie Gersom. En eintlik, letterlik uit die Hebreëus uit, beteken dit dat jy verdryf is. Jy is eintlik 'n banneling. Jy is weggedryf van jou mense. Die tekste vertalers sê dit baie sag gestel dat hy 'n vreemdeling is in 'n vreemde land. Maar eintlik gaan nou oor dat jy verdryf is. En dit is as gevolg van die foute en die keuses wat hy maak. Maar dit kan nie God se planne laat ontspoor nie. As ons planne opraak, vertrou God dat sy groot plan boor ons in werking sal bly. Ja, die teks gee natuurlik vir ons opdragte, ons laaste vraag. En die eerste ding waartoe dit my roep persoonlik is om God te vertrou. Is om aan te hou, om te roep na hom, te kreun en te sug. Ook in ons tyd wat ons vandag leef, ons tyd het ons soveel korrupsie en onreg sien, soveel verval, soveel dinge waaroor ons kan kla. Ons het genoeg, lang lysies,
wat ons kan lys, wat die waarheid is waaroor ons kan kla. Maar ons kan dit voor die Here ook neersit en sug en kreun. En dis miskien in 'n mate vir party mense te passief om net daaroor te bid, maar dis waar dit begin. Sien, ons het ook 'n rol om te speel om onreg aan te spreek. Met ander woorde, ek wil dit so stel, tree aan vir God se plan. Steek hand op, sit 'n voorskoot aan, maak jou hande vuil, gryp in, maak die straat skoon, doen iets aan jou omgewing, en hou net op kla, by die verkeerde plek. Ek dink die regte plek om te begin kla is by God, maar dit maak en steel soveel vreugde, maak ons ongelukkige mense, om net op die foute en die onreg te konsentreer. Dit help my om in rigting te beweeg. Lees weer die teks in jou eie tyd, maak notas, vra weer die vrae, en mag jy meer en meer ontdek van God se missie, God se wil, en sy ritme ook vir jou lewe. Kom ons bid saam. Here, ons moet eintlik erken dat ons planne maar leeg is. Soos hierdie prentjie, kan ons net na U toe kom met leë hande. Ons het eintlik niks om te gee nie, behalwe onsself, behalwe al ons vaardighede. Selfs die foute wat ons gemaak het, leer vir ons lesse, maar help vir ons met daai perspektief en gesindheid. Wanneer ons planne opraak, het jy altyd 'n groter plan. Maar Here, ons wil 'n keuse maak, en wanneer ons planne maak, wil ons hê dit moet reeds binne in U groot plan inval, binne in U missie, binne in Jesus se weg. Want U is die groot verlosser. Mag ons deel wees van 'n verlossingsreis. Ook in hoe ons in mense se lewens ingryp, hoe ons hulle ook help vrykom van die boelies, hoe ons self vry leef en gehoorsaam leef. Mense van deernis, mense het ook ander mense se kreun en se sug hoor en saam met een pas kom om ook iets daaraan te doen. Help ons ook in hierdie dae om daarin te kan volhard. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Mag die Here jou seën, mag hy jou beskerm, mag hy jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Tot ons verder gesels. Amen.